welkom terug. Dit is nou tyd vir finansies. Nou, die voerkraalreus Karen Beef het beesinname by sy Heidelberg aanleg opgeskort na 'n uitbreking van back and claw seer vroeër die week bevestig is. Die uitbreking het groot kommer in die vee- en vleisbedryf ontketen, veral omdat Karen Beef een van die grootste rolspelers in die Suid-Afrikaanse vleiswaardeketting is. En Thys gesels nou met Dr. Dirk Verwoerd, hoofveearts van Karen Beef, oor die maatreëls wat getref is en oor die pad vorentoe. Dr. Verwoerd, baie welkom op die program natuurlik. Ek dink dit is eintlik maar 'n baie hartseer ding wat nou gebeur het, nie net in julle industrie nie, maar oor die algemeen, jy weet ook oor die verbruiker daar buite. So net weer eens welkom Doc en dankie dat jy ons kan join op die show vanoggend. Môre Thys, baie dankie vir die geleentheid en goeiemôre almal. Right, Doc, ek dink ons begin sommer by die begin. Wanneer het hierdie probleem opgeduik? Wanneer het dit begin? Wanneer het julle agtergekom ons het 'n probleem? Ja, Thys, so die bom het gebars Vrydagoggend, dis die 30ste Mei gewees. En natuurlik het ons onmiddellike kwarantainemaatreëls toegepas so oor die naweek. En so aan Maandag is die diagnose dan nou bevestig. Maar ons het reeds van Vrydag af alle beweging gestop, alle beeste in uitgestop. En terselfdertyd, en dit is eintlik deel van die tragedie van hierdie hele storie, is daar wel letsels gekry by materiaal in ons abattoir by Belfort, en onmiddellik is alle beweging ook daar gestop. Dok, ek dink is So, dit is daarom nou, ekskuus tog, ek wil daarom net sê, dis nou vars nuus, want dit is nou die enigste ligpuntjie op hierdie stadium. Laatmiddag gister het ons die toestemming gekry om die Belfort abattoir weer oop te maak en weer normaal te funksioneer daar. So ek dink aan die verbruikerskant sal die vleis weer begin vloei, teen 'n baie laer tempo natuurlik, baie laer getalle. Maar ons is gelukkig in die posisie om 'n hele verskeidenheid van ander fasiliteite ook te hê. So dit is net die Heidelberg fasiliteit, dit is ons grootste, dit is 120,000 beeste wat geaffekteer is, maar ons het wel voerkrale en fasiliteite waarvandaan ons sal begin slag. Ek right. Dok, net so vinnig, ek dink is van selfsprekend dat daar's baie boere wat bekommerd is. Is daar enige maatreëls wat in plek gesit is ook om liggende boere gerusstellendheid te gee van julle kant af, of oor die algemeen, jy weet, van die departement van landbou sake ook af? Ja, ons werk natuurlik baie nou saam met die staatsinstansies, ons provinsiale en nasionale staatsstrukture. So ons is aanhoudend in kontak met hulle en ons het ook dan nou later vandag belangrike vergaderings in Pretoria om die presiese detail uit te stippel van hoe hierdie situasie hanteer moet word. So uitbrake van hierdie aard is gewoonlik so 2 weke piek, waar al die infeksie letterlik homself uitwoed en die wat geaffekteer is en so aan dan nou eenkant geplaas word. Ons maak letterlik 'n eiland in die voerkraal waar ons dan al die kliniese diere parkeer. So belangrik om te weet vir almal, hierdie is nie 'n siekte wat beeste doodmaak nie. So daar's nie groot aantal vrektes of so iets nie. Dit is 'n baie ligte siekte, eintlik net enkele letsels in die bek en op die tong. By vleisbeeste is dit iets wat baie vinnig oorgaan en baie vinnig genees. By melkbeeste natuurlik 'n baie ernstiger situasie. Die eier self word aangetast en daar is letterlik dan nou 'n ekonomiese vrekte. Maar die bees self, in ons geval, is 'n baie ligte siekte. Great. Ag Dok, as ons 'n bietjie terugverwys aan wat in die Oos-Kaap ook gebeur het, jy weet, so geruime tydjie terug. Is daar enigiets wat ons uit die Oos-Kaap se gebeure kon geleer het wat daar dalk 'n model kan gevorm word om te kan verhoed, jy weet, laat hierdie tipe van goeders beter beheer word, nie dat daar nie uitstekende beheer is by julle nie, maar die algemene, kom ons sê maar, bestaansboer en natuurlik ook die kleiner boer, is daar dalk 'n model wat in plek geplaas kan word om hulle ook te kan ondersteun? Ja, ek dink van die groot lesse wat regtig nou weer na vore kom, nie soseer in ons geval nie, maar die Humansdorp en daardie omgewing wat so swaar getref is, en dit is werklik 'n baie groot ekonomiese impak, is 'n uiterse tragedie. Maar dit is teruggespoor na 'n onbeheerde veilingssituasie in daardie geval en ook vorige uitbrake. Kyk, ons is nou al by 300 uitbrake verby in die laaste 5 jaar. En baie daarvan word teruggespoor na veilings wat regtig nie goed beheer word in veral die kleiner veilings, die groot veilingshuise probeer saamwerk, probeer die dinge reg doen, maar dit is 'n baie groot swakpunt, dit is die samedromming, mengsel van beeste ensovoorts, en alles gaan maar oor beeste.
Jy weet, jy kan deur sproei goed ry en spuit en skoene was tot jy blou in die gesig is, maar as die beeste element nie beheer is nie, dan sal die siekte versprei. So ons is nog besig met die ondersoek presies hoe dit by ons ingekom het, want al ons beeste al vir die laaste 2 jaar word onder 'n streng kwarantainproses eers vir 28 dae en baie keer is dit 30 of 35 dae net uit praktiese oorwegings. By 10 fasiliteite dwars oor die land eers gehou en gevoer en so aan. Hulle word almal deurgekyk, elke een se bek word ondersoek in 'n druklamp voordat hulle ry na ons toe. So jy weet, ons het regtig alles in ons vermoë gedoen om dit uit te hou. En tog het hy uitgebars en dit die eerste beeste was alreeds 60 dae op voer gewees. So ver verby enige inkubasietyd. So 'n interessante situasie uit daai oogpunt. Ons weet nie regtig presies nog op hierdie stadium nie, ondersoeke is aan die gang. Maar die lesse geleer, definitief die beheerpunte is waar beeste bymekaar kom en natuurlik veiling is die eerste daar. Wel, dit is maar wat dit is. Sê dit vir my dok ook die verbruiker wat maar basies weet die rooi vleis moet aankoop, is daar korttermyn, langtermyn impak wat dit wel kan hê en dan natuurlik ook op die algemeen. Die landbousektor is so belangrik vir die ekonomie en natuurlik bydraend na die bruto binnelandse produk. Is daar dalk 'n impak wat deur hierdie siekte kan volg, jy weet, oor die langtermyn? Ja, dit is baie goeie vraag en dit is dink ek miskien selfs die kernboodskap hierso. Hierdie is nie 'n maatskappyprobleem nie. Dit is sodat ons nou die hou vat, maar dit is ook 'n lang geskiedenis, soos ek gesê het, oor die laaste paar jaar, wat baie duidelik wys dat die model van dieresiektebeheer glad nie effektief is nie, om die waarheid te sê 'n totale mislukking is. So dit is 'n industrie, rooivleisindustrie en selfs 'n voedselsekerheidssituasie hierdie. En daarom kan daar impakte wees op alle sektore. Vanaf jy kan sê die kalf en die produsentkant van enige grootte. Maak nie saak hoe groot of klein jy is nie, dit sal 'n impak hê. En ook aan die verbruikerskant. Ek dink minder aan die verbruikerskant, maar ek wil 'n beroep doen op almal om hierdie 2 weke regtig waar die situasie mooi verantwoordelik en kalm te navigeer. Ons kan nie jy weet vreesgedrewe bokspringe maak nie. Daar gaan mense wees wat probeer minslaan. Maar wees kalm en volg die reëls, volg die inligting, die ware inligting. Ons proses van weer begin slag sal 'n hele paar weke vertraag wees. Ons moet seker wees dat alle moontlike tekens van 'n aktiewe infeksie eers onder beheer is. Daarna volg 'n entingsprogram wat tesame met die staat uitgevoer word en natuurlik 'n opvolgproses waar mens dan observeer. En dit is elkeen 'n blokke van so 2 weke. So ons het 'n hele paar weke, selfs 'n paar maande voor wat die vloei nie normaalweg gaan wees nie. Die goeie nuus soos ek gesê het is daarom die vloei gaan begin, alhoewel dit teen 'n laer tempo is. Wel tog baie dankie weer eens vir al daai inligting. Ons waardeer dit natuurlik baie van jou kant af. Ons hou baie duim vas ook vir julle en natuurlik weet ons dit sal uitwerk en geloof sal ons ook saam met julle staan en natuurlik weet ons sal 'n bietjie met julle opvolg in die volgende 2 weke met onderhoud en net uitvind hoe gaan dit daar in die vleisbedryf. Maar baie dankie vir jou tyd, dok, hoor. Baie welkom, Thys. Dankie. Wel, dit is wat dit is en ek dink ja, dit is nogal skrikwekkend. Kollegas, as ons gaan kyk wat aangaan, jy weet oor die algemeen, jy weet die impak wat dit kan hê oor die korttermyn veral nou. Maar ek dink as ouens iemand het soos Dr. Verwoerd en wat natuurlik ook in die industrie is, jy weet in die seniorskap wat ons ook het in die landbousektor, soos wat hy sê, ek dink ons moet nou almal te bekommerd te gou raakie en laat die manne hulle ding doen. Yeah. I think our agriculture sector is so strong. It's one of the strongest sectors in the economy and in the country as a whole. So the organization, I think, and the things that they've got in place are going to definitely be worth looking at to improve other departments maybe in the country as well. En ek also. Nee, en ek dink die hoof of die kernboodskap kan dalk uitkom by iets soos naspeurbaarheid, want dit is 'n kwessie wat telke male soos wat hy verwys het. Verwoord, ja. So ek dink dit is maar net weer 'n duidelike boodskap aan sommige van hierdie produsente. So dit sal interessant wees. Ek weet ons stelsels en goed wat hulle probeer implementeer, maar dalk 'n bietjie meer aandag ook daaraan gee, want dit is belangrik. Maar wat ook interessant is soos wat hy verwys het na, is dat die back and close hier is nie so ernstig, jy weet, op die vleis wat saam bees, maar meer op die melkbees. Ja, hy het spesifieke areas soos Humansdorp genoem. Ja, wat baie sterk is rondom melkprodusent, né? En ek dink
vir ons wat buite daai landbousektor is dit soms bietjie moeilik om te besef hoeveel van 'n impak die landbou het op ons as geheel as 'n land. We are so dependent on not only the jobs that they provide, but the products that they provide from all angles. A bees gee nie net ons vleis nie, it gives milk and all of the other things that come from that as well. En om daarbey aan te sluit, die melkbedryf het verlede jaar veral 'n reuse verlies gelei, juis as gevolg van hierdie probleem. Ja. So dit is kommerwekkend. As ons nou weer eens gaan kyk, langtermyn gewys, jy weet, as hulle hierdie goeders kan begin monitor en begin kan kry waar dit eintlik begin, soos wat hy sê, waar dit by veilinge kan wees of by dit of by dat, en jy kan soveel maatreëls in plek sit, dit gaan bly gebeur, want dit bly nog steeds 'n natuurlike ding, nê. Ja. Soos ons kan nie sê ons gaan van môre af nie meer griep kry nie, ongeag, jy weet, of jy nou 'n griepinspuiting vat of wat ook al vir koue, dit gaan gebeur. En maar kyk, ek is daarom net, dit is my baie indrukwekkend, jy weet die manier wat hulle dit hanteer en hoe hulle dit dan maar inbring en waarna hy ook verwys het, taktieke wat hulle doen, ons is saam mekaar werk, maar wat my ook baie beïndruk is die feit dat hulle klein bestaansboere en daai kleiner boere ook help en laat dit nie net 'n tendens is en sê daar gaan jy nie. Ja, en ek dink 'n laaste punt om te maak is dalk net 'n mens sou hoop dat die kommunikasie tussen die belangrike rolspelers in die bedryf en veral iemand soos die departement van landbou baie meer effektief sal wees in die toekoms. Ons hou dit met groot belangstelling dop. Nou bly net waar jy is, want net hierna is daar inspirerende stories wat volg en Jackie Lou kom kuier ook nog in die ateljee. So dis alles die moeite werd om vooringeskakel te bly. Jy kan ons gaan volg op die sosiale media platforms. Soek net vir Goeiemôre Good Morning en dis nou Instagram, X en Facebook.